Romeine, trek ons nou by hoofstuk 9, Romeine 9, ons lees vers 1 tot 18. In my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid, ek lieg nie, en my gewete wat deur die Heilige Gees gelei word, getuig saam met my, dat daar by my groot droefheid en voortdurende hartseer is oor my broers, my eie volksgenote. Ek sou self vervloek wou wees, afgesny van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. Hulle is tog Israeliete. Vir hulle het God as sy kinders aangeneem en in sy heerlikheid was hy by hulle. Met hulle het hy die verbonde gesluit en aan hulle die wet van Moses gegee, as ook die tempeldiens en die beloftes. Hulle stam van die aartsvaders af, en uit hulle is die Christus as mens gebore. Hy wat God is, verhewe bo alles en lofwaardig vir ewig. Amen. Dit wil nie sê dat die woord van God nie meer geld nie. Immers, nie almal wat van Israel afstam is werklik Israel nie. En nie almal wat nakomelinge van Abraham is werklik kinders van Abraham nie. Inteendeel, die belofte was, uit Isak sal daar vir jou 'n nageslag kom. Dit wil sê, dit is nie die kinders wat in die gewone gang van die lewe gebore is, wat kinders van God is nie. Dit is die kinders wat kragtens die belofte van God gebore is, wat as Abraham se nageslag gereken word. Die woorde, op die tyd sal ek weer kom en dan sal Sara 'n seun hê, was immers 'n belofte. En dis nie al nie. Rebekka was net een keer swanger deur ons voorvader Isak. Toe haar kinders nog nie gebore was nie en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Daar staan ook geskrywe, vir Jakob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek gehaat. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van hom wat jou roep. Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onregverdig is? Beslis nie. Vir Moses het hy gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. In die skrif sê God immers vir die Farao, juis hiervoor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek in jou my krag kan toon, en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Dit is dus inderdaad so, dat God hom ontferm oor wie hy wil, en dat hy verhard wie hy wil. Ons lees tot daar, ons teks is vers 16. Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. Geliefdes in die Here, in die tyd waarin ons leef, is daar groot verwarring oor ware redding. Ons hoor gereeld mense sê, jy moet net jou hart oopmaak vir die Here. Jy moet net hierdie of daardie gebed bid, dan sal die Here jou red. Jy moet net jou hart vir die Here gee. Soek net die Here, en jy sal hom kry. Jy moet net die Heilige Gees toelaat om in jou te werk. Jy moet net vir God in jou lewe innooi. Jy moet net harder probeer om so te lewe dat God jou sal red. Dis uitsprake wat ons gereeld hoor. En dit klink mooi en vroom en opreg. Maar die uitgangspunt is heeltemal verkeerd.
Die uitgangspunt van sulke uitsprake is, die mens is verantwoordelik vir sy eie redding. God staan half verleë en wag, dat jy een van hierdie dinge doen wat ek nou net gesê het. En dan sal hy jou red. Jy moet net die regte goed doen, en goed genoeg lewe, dan verdien jy om gered te word. Dit hang alles van jou af, of God jou sal red of nie. Maak jou hart vir die Here oop. Span jouself net harder in, om jouself te red. Die Bybelse uitgangspunt is egter, die mens is dood in sy sonde. Hy kan homself glad nie red nie. Hy kan nie een van hierdie dinge wat ons nou net genoem het doen, as God self hom nie eers lewendig maak in die geloof nie. So, as dit nie vir God se genade was nie, as dit nie vir sy barmhartigheid was nie, sou geen mens kon of wou glo nie. Sou geen mens tot eer van God kon of wou lewe nie. Dit sê ons teksvers baie duidelik. Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. Ja, geliefdes, van die begin af wou die mens self in beheer wees. Wou hy sy eie toekoms uitwerk. Wou hy sy eie lot bepaal. Wou hy sy eie saligheid verdien. Net om te moes agterkom. Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. Dit hang nie af van wat ek wil of hoe hard ek my inspann nie. Die woord van wat in ons teks wat strewe is, kan ons ook met inspanning vertaal. Soos 'n atleet wat hom inspann om 'n wedloop te wen. Sê ons teks nie, hang nie van jou inspanning af nie. Dit hang net van God se genade af. Maar weet jy, geliefdes, dit is juis wat die verlossingsplan van die Here so uniek maak. Genadiglik hang dit nie van myself af, of ek gered word of nie, maar van God. Hoor weer wat sê ons skrifgedeelte. En dis nie al nie, van vers 10 af. Rebekka was net een keer swanger deur ons voorvader Isak, toe haar kinders nog nie gebore was nie, en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie. Toe al is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Daar staan ook geskrywe, vir Jakob het ek lief gehad, en vir Esau het ek gehaat. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van hom wat jou roep. Wat moet ons hieruit aflei, dat God onregverdig is? Beslis nie. Vir Moses het hy gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees. En ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dan ons teksvers, dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van hom wat jou roep. Dit hang nie af van 'n mens se wil of strewe of inspanning nie, maar van God wat barmhartig is. Geliefdes, as iemand gered word, is dit 100% God se werk. Met geen bydrae van die mens se kant af nie. Dit is hy wat jou uitkies en roep en red. Maar baie mense word bang as hulle oor die uitverkiesing dink. Sê nou net, ek is nie uitverkies nie. Dan het ek mos geen kans om die ewige lewe te beerwe nie. As God my nie uitverkies nie, dan is dit mos nie my skuld nie. Dan gaan ek verlore sonder dat ek iets aan die saak kon doen. So redeneer baie mense. En vir baie klink die leerstuk oor die uitverkiesing
baie onregverdig. Paulus noem dit ook hier. Is God dan nie onregverdig as hy dit doen nie? En daarom is daar ook baie mense wat dit verwerp en wat graag wil glo dat dit van die mens self afhang of hy gered gaan word of nie. Maar dis nie wat die Bybel leer nie. Ja, as 'n mens die uitverkiesing nie verstaan nie, of as jy dit verkeerd verstaan, dan sal dit jou bang maak. Maar as jy dit reg verstaan, dan laat dit jou saam met Paulus in Efesiërs 1 vers 3 uitroep, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hoe moet ons dan die uitverkiesing verstaan? Eerstens sê die Bybel vir ons, dat almal wat in Jesus Christus glo, uitverkies is. Paulus stel dit as 'n feit in Efesiërs 1. Gelowiges is uitverkies, voor die skepping van die wêreld al. En Paulus sê dit op verskillende maniere in Efesiërs 1. In vers 4 sê hy dat ons uitverkies is. In vers 5 praat hy van God se genadige beskikking. In vers 9 verwys hy na God se besluit en sy voorneme. In vers 11 praat hy daarvan dat God dit vooruit al so bestem het, dat ons deel moet wees van sy volk. Hy praat ook daarvan dat God hom dit voorgeneem het, en dat dit gebeur volgens sy raadsbesluit. Dis alles maniere om te sê, gelowiges is uitverkies. Hoe werk dit? Geliefdes, om dit te kan verstaan, moet ons altyd eers probeer om die saak van God se kant af te sien. Anders sal ons dit moeilik verstaan. En ons moet besef, in God se oë is alle mense sondaars. Daarom verdien alle mense die ewige dood. As dit nie vir God se genade was nie, as dit nie vir sy barmhartigheid was nie, sou alle mense die ewige dood binne gegaan het, want almal is sondaars. Maar in sy groot genade het God vir hom 'n groep mense uitverkies om hulle te bekeer, om hom te dien, om in sy seun Jesus Christus te glo as enigste ware verlosser. Dit moet ons mooi verstaan. Almal verdien die dood, maar in sy groot liefde en genade red God mense wat hy uitverkies het van die ewige dood en skenk hy aan hulle die ewige lewe uit sy barmhartigheid. God is God en hy kan doen wat hy wil. Hy kan barmhartig wees oor wie hy wil. As hy wil, kon hy alle mense vir ewig verdoem het. Dis in elk geval wat alle mense verdien, want almal is sondaars. Maar omdat hy 'n genadige God is, hy sekere mense uitverkies. Kom ons gebruik 'n voorbeeld terwille ook van die kinders. Daar was eendag 'n koning gewees wat mense nodig gehad het om op sy plaas te kom werk. Hy besluit toe om hierdie werkers te kies uit al die veroordeelde moordenaars wat gewag het om tereggestel te word. Daar was omtrent 200 van hulle. En hy het 20 gekies om te begenadig en op sy plaas te kom werk. Die wat nie gekies is nie, het niks gehad om oor te kla nie. Hulle was moordenaars en hulle sou hulle verdiende straf kry. Die wat gekies is, het egter nie verdien om gekies te word nie. Hulle was immers ook moordenaars en het ook die doodstraf verdien. Hulle sou net kon dankie sê dat hulle sonder enige verdienste van hulle kant af gekies is en begenadig is. Dus, die wat verlore gaan verlore oor hulle eie sonde
en omdat hulle geweier het om hulle te bekeer. God het so ver gegaan, dat hy sy seun as verlosser vir hulle sondes gestuur het. Maar hulle het geweier om dit te aanvaar. Die wat gered word, word deur God se genade gered. Hulle verdien dit nie. Dis suiwer genade. Hulle was dood in hulle sonde, maar hy het hulle lewend gemaak uit genade sonder verdienste van hulle kant af. God laat sy woord aan mense verkondig, maar net die uitverkorenes glo dit, omdat God in hulle werk deur sy Gees en hy hulle harte bekeer op die verkondiging. Hulle glo die woord ook net omdat hulle uitverkies is. Die geloof kom ons nie uit hulle self nie. Dit is 'n gawe van God. Hulle is dus nie uitverkies omdat hulle glo nie. Nie, hulle glo omdat hulle uitverkies is. Daarom sê ons skrifgedeelte ook, die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van hom wat jou roep. Dit hang nie af van 'n mens se wil of strewe of inspanning nie, maar van God wat barmhartig is. Dit is nie die mens wat hom inspan om gered te word nie. Dis God wat hom oor die mens ontferm en hom deur sy Gees lewend maak in die geloof. Jy kan dus nie jou hart vir die Here gee of vir die Here oopmaak nie. Jy kan nie uit jouself die Here soek nie. Jy kan of wil nie uit jou eie die Here innooi in jou lewe nie. Net so min as wat 'n dooie mens dit kan doen. Net so min kan jy dit doen. Jy kan of wil niks doen nie. Jy kan net dood wees in jou sonde, behalwe as die Here jou gekies het en jou lewend maak deur sy Gees. Dan kan jy hierdie dinge uit dankbaarheid doen. Ons leef in 'n tyd waar mense sterk daarop aandring om te kry wat hulle verdien. Hulle sal sommer mense aanrand of doodmaak of geboue en eiendom vernietig in sogenaamde protesoptrede as hulle nie kry wat hulle dink hulle verdien nie. Maar aan hulle dwaasheid besef hulle nie. Alle mense verdien om vir ewig verlore te gaan. As hulle gaan kry wat hulle verdien, is hulle in die ewige oordeel van God. Dis wat alle mense verdien. Die ewige vuur van die hel. Omdat God barmhartig is, gee hy aan sommige mense wat hulle nie verdien nie. Hy kies hulle uit om sy kinders te wees en deur Jesus Christus verlos te word. Die uitverkiesing staan dus nie teenoor God se barmhartigheid nie, maar is juis die bewys van God se barmhartigheid. As God nie barmhartig was nie, sou hy niemand uitverkies het nie en sou almal vir ewig verlore gegaan het. Goeie voorbeeld van iemand in die Bybel wat gedink het dat alles van hom afhang en dat hy sal kry wat hy verdien, is die Fariseer in die gelykenis van die Fariseer en die tollenaar in Lukas 18. Die skrif sê tog, en Jesus het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is, en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. So ons het hier 'n Fariseer en 'n tollenaar. Albei het na die tempel toe gegaan om te bid. Albei was dus godsdienstig. Die Fariseer was lid van 'n godsdienstige groep
wat gedink het dat jy deur wetsonderhouding jouself kan red. Hulle was baie streng en baie pligsgetrou in hulle godsdienstbeoefening. En Jesus het gedurende sy lewe op aarde baie met hulle vasgesit. Hulle het gedink hulle red hulle self met hulle godsdiens. En daarom het hulle nie vir Jesus as verlosser nodig gehad nie. Die tollenaar aan die ander kant was 'n belastinggaarder. En die tollenaars was dikwels oneerlik en het die mense uitgebuit en hulle self verryk ten koste van die belastingbetalers. Daarom was hulle nie baie gewild onder die res van die mense nie. En die twee mense in die gelykenis stel dus eintlik twee pole in die samelewing voor. Die hoogmoedige, hypergodsdienstiges en die nederiges van God, wat van God afhanklik is, wat hulle sonde besef en hulle afhanklikheid van God besef. Uiterlik beoordeel sou 'n mens sê dat die fariseer die een is wie se saak met God reg was. Hy het al die uiterlike sigbare kwalifikasies gehad. Maar voor God tel dit niks nie. Hy kyk nie na die uiterlike nie, maar na die innerlike, die gesindheid. Die twee mense in die gelykenis se verskillende gesindhede kom duidelik na vore in hulle gebede. En is opvallend dat daar staan die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. Hy het by homself gebid. Ons kan dit ook vertaal, hy het tot homself gebid. Al het hy God in sy gebed aangeroep, het hy eintlik maar tot homself gebid. Ewe skynheilig bid hy, o God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbreekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, en ek gee 10des van my hele inkomste. Selfvoldaan, sonder enige sweempie van nederigheid of van sonde besef, of van afhanklikheid van God. Hy spog eintlik by God. Hy besef nie dat 'n mens nie kan glo as God jou nie lewend maak in die geloof nie. Daarteenoor lees ons, die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Die tollenaar het twee goed besef wat die fariseer nie besef nie. Sy eie onwaardigheid voor God, oor sy eie sonde, en sy afhanklikheid van God se genade. Geliefdes, besef ons as gemeente, ons eie onwaardigheid voor God oor ons sonde, en ons afhanklikheid van God se genade. Besef ons elkeen persoonlik ons eie onwaardigheid voor God oor ons sonde en ons afhanklikheid van God se genade. Besef ons, as ons glo, is dit God se genadige beskikking en nie ons eie mooi prestasies of inspanning nie. Jesus sê die tollenaar het huis toe gegaan as die een wie se saak met God reg was, en die fariseer nie. Die goeie nuus is dus, jy kan maar ophou om so te probeer lewe, dat God jy sal red. Geen mens kan dit in elk geval reg kry nie. Mense wat dit probeer, mors net hulle eie tyd. Die evangelie sê, dit hang nie af van wat 'n mens doen nie, maar van hom wat jou roep. Dit hang nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. My verlossing is dus geheel en al nie
van myself afhanklik nie. My verlossing is uitsluitlik van God afhanklik. Van God wat ons uitverkies, God wat ons roep, God wat barmhartig is. En daarom kan Paulus, as hy in Romeine 7 uitroep, ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Dan kan hy self die vraag antwoord, aan God die dank. Hy doen dit deur Christus Jesus, ons Here. En daarom sluit ons tekshoofstuk ook af met, van vers 30 af, wat is nou ons gevolgtrekking? Dit, heidene het nie God se vryspraak gesoek nie, maar het wel gekry. Die vryspraak deur die geloof. Israel daarenteen het 'n wet gesoek, waardeur hulle God se vryspraak kon kry. Maar by so 'n wet het hulle nie uitgekom nie. Waarom kon hulle nie die vryspraak kry nie? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle het oor die struikelblok gestruikel, waarvan in vers 33 geskryf staan. Kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, waaroor 'n mens struikel, en 'n rots waarteen jy jou stamp, maar wie in hom glo, sal nie teleurgestel word nie. Hierdie rots is natuurlik Jesus Christus, wat mense uit genade red, en nie uit verdienste nie. En daarom, geliefdes, moet ons nie dieselfde fout maak nie. Ons moenie op ons eie prestasies probeer bou nie, op ons sogenaamde goeie dade of mooi lewe nie, maar op ons vryspraak in Jesus Christus. Daarom, wanneer ons met iemand oor die evangelie praat, dan kan ons byvoorbeeld vra, as jy vandag sou sterf, waar gaan jy heen? As so iemand antwoord, ek gaan hemel toe, of ek gaan na die Here toe, dan klink dit goed en reg. Maar ons moet seker maak dat dit ware en nie valse geloofsekerheid is nie. En daarom moet ons ook vra, hoekom? Op grond waarvan gaan jy na die Here toe as jy sterf? As die antwoord is, omdat ek nie so sleg is soos ander mense nie, omdat ek so baie vir die Here doen, soos wat die Fariseer sou antwoord, dan weet ons, dis valse geloofsekerheid. Enige geloofsekerheid wat op jouself, of op jou eie sogenaamde goeie lewe gegrond is valse geloofsekerheid. En valse geloofsekerheid verlam 'n mens geestelik. Omdat jy dink jy's goed genoeg dat God jou moet red, daarom is dinge soos dankbaarheid en diens en opofferings nie deel van jou lewe nie. Omdat jy dink jy is goed genoeg dat God jou moet red, smag jy ook nie na God se woord en na sy genade en sy vergifnis nie. Jy smag nie na God se woord nie, omdat jou saak met God mos reg is. Jy het nie genade nodig nie, want jy is mos goed genoeg dat God jou moet red, op grond van jou baie goeie eienskappe. Jy het nie vergifnis nodig nie, want jy doen mos nie eintlik sonde nie. Geliefdes, as ek eendag voor die poorte van die hemel staan en daar word vir my gevra, waarom moet jy hier binne toegelaat word? Dan sal ek nie kan sê, omdat ek so 'n goeie mens was, omdat ek gereeld in die kerk was, omdat ek my bydrae gegee het, altyd my katekisasiewerk mooi voorberei het, altyd gaaf was teenoor ander mense, of wat ook al nie. Nee, dan is die enigste antwoord, omdat Jesus Christus my volkome verlos het. Ek is 'n sondaar, maar Christus het daarvoor betaal. Hy het my met sy bloed gekoop. God het my uit genade gekies en geroep. Daarom en daarom alleen kan ek die koninkryk van God beerwe uit genade. En geliefdes, hierdie besef
vuur 'n mens aan tot 'n dankbare lewe. Ons geloof moet tog in ons lewens grondvat. Iemand wat besef dat hy deur Jesus uit genade gered is, se lewe word daardeur verander. Hy doen nou goeie werke, nie om gered te word nie, maar hy dankbaarheid daarvoor dat hy gered is. En met goeie werke word bedoel om in gehoorsaamheid aan God te lewe. Goeie werke is byvoorbeeld om die 10 gebooie te gehoorsaam. Dit is om God as die enigste ware God te dien, om op hom alleen te vertrou, sy naam en sy dag te heilig, om offergawes te gee, om Bybel te lees en te bid, om huisgodsdienst te hou, om vir kateksasie voor te berei en dit by te woon, om vir ander mense iets te beteken, om goed te wees vir jou huweliksmaat en jou gesin. Dit is om elke dag jou roeping te vervul en getrou te wag op die Here se terugkoms. Jy leef dan die wonderlike genade uit, dat God vir jou wat dood was in jou sonde, lewend gemaak het in die geloof. En jy besef en jy bely, dit is God se genade. Dit kom glad nie uit myself nie. Daarom moet ek elke dag my dankbaarheid aan die Here bewys. Moet ek ook elke dag bid, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons opnuut weer die blye evangelie kon hoor. Dat ons verlossing glad nie van ons afhang op enige manier nie, omdat ons dood was in ons sonde. Maar ons dank U dat U in die groot genade ons gekies het om U kinders te wees. Dat U ons roep om te lewe soos U kinders. Dat U ons verlos deur Jesus Christus se soenverdienste aan die kruis alleen. En dat U van ons nuwe mense maak deur die Heilige Gees, wat hierdie dinge besef en bely, en wat daarom dankbaar is. En wat daarom ook dankbaar voor U wil lewe, deur U in alles te gehoorsaam, deur U wil in alles te soek, deur ons lewens as 'n dankoffer aan U toe te wy. Nie om iets daarmee te verdien nie, maar uit dankbaarheid daarvoor, dat ons Here Jesus Christus alles vir ons in ons plek verdien het. Lei ons dan elke dag om te onthou dat dit nie afhang van 'n mens se wil of strewe nie, maar van U wat barmhartig is. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die diakens om die liefdesgawes in te samel. Slotsang is skrifruiming 33 of 2:4 in die groenboeke, vers 1 en 3.
Wat 'n liefde en volheidslewe waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegewe, dat hy ons sy kinders noem. Maar die wêreld weet van die wat uit God gebore is nie, het die kennis van die Heer nie as hul hoogste goed begeer nie. Skrifpryming 33, vers 1 en 3, dan bly ons staan vir die seën van die Here. Die genade van Jesus Christus, ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.